ons 'n tong gegee het, en ons tonge help ons om met mekaar te kan praat. En dis baie wonderlik om dit wat in ons harte is, dit wat in ons gedagtes is, met iemand te kan deel. En om weer te hoor wat iemand anders vir ons sê. Dankie daarvoor, Here, maar help ons asseblief dat ons hierdie tonge op die regte manier sal gebruik, dat ons nie lelike goed vir mense of van mense sal sê nie, maar dat ons tonge sal gebruik in U diens, dat die manier hoe ons praat, U sal laat glimlag, Here Jesus, U hart sal gelukkig maak, en ook die mense met wie ons praat. Help ons asseblief daarmee. Amen. Dankie julle ouens. Julle kan weer gaan sit. So rukkie terug sien ek 'n artikel oor 'n polisievrou in Amerika, en hierdie vrou het gevra vir 'n oorplasing binne in die polisie. Sy was altyd op die straat gewees, soos wat ons nou hier in Suid-Afrika praat van sigbare polisieering, en toe het sy gevra, sy wil liewer sy kantoor werk hê. En toe voer die koerant of die verslaggewer 'n onderhoud met haar en vra vir haar, is dit te rof op die strate? Is daar te veel geweld en goed? Sy sê, weet jy, ek is al 'n paar keer in sulke situasies gewees waar ek haar uitgestap het met bloukolle en snye en kneusplekke. Sy sê, maar dis nie wat my pla nie. Die ding wat my pla is, die verskriklike dinge wat mense vir jou sê. Nou, baie van julle het nou al op die nuus gesien hoe daar in Amerika hierdie aktiviste is, en hoe hulle so in die polisie se gesig gaan staan en 'n fluitjie blaas of allerlei goed vir hulle skree so in hulle gesig. Sy sê, hulle sê vir mense die verskriklikste, afbreekendste goed, en ek kan dit net nie meer vat nie. Dis verskriklik die skade wat woorde in 'n mens se hart kan doen. Ek het 'n vorige geleentheid al vir julle vertel van 'n vriend van my, wat as kind polio gehad het, en hy het 26 keer operasies aan sy skelet gehad. En op 'n stadium, toe kan hy nie loop nie, omdat hy nou 'n groot operasie gehad het, en hy seil so op sy boude deur die huis, en op 'n punt kom hy voor sy pa se kamerdeur, en hy hoor hoe sy pa vir sy ma sê, as hy tog liewers nooit gebore was nie. Wat dink julle het dit in daai man se hart gedoen? Hy is al op die punt waar hy moet aftree, en hy sukkel nog steeds met verwerping en 'n gevoel van minderwaardigheid. Die ongelooflike skade wat daai woorde in sy hart aangerig het. Dis een van die duiwel se gunsteling gereedskapstukke, is om mense se tonge te gebruik om mekaar seer te maak. Om vir mekaar te lieg, om leuns in ons harte te vestig oor wie en wat ek is. Hy probeer mense se monde gebruik om my iets anders te laat glo as wat God oor my sê. En so probeer hy ons identiteit en ons waarde steel. As ons nou sommer kyk na daai prentjie, dan gaan ons dit ook nou lees, dat baie keer is 'n mens se tong soos 'n verterende vuur, wat groot skade kan aanrig. Of, dis soos hierdie prentjie, 'n crime scene, 'n plek waar daar goed gesê en gedoen is, wat eintlik nooit moes gebeur het nie. Maar genadiglik kan dit ook wees soos hierdie prentjie, dat daar lewende water uit ons mond kan vloei. Ons lees saam daar in Jakobus hoofstuk 3. Jakobus hoofstuk 3. Ons gaan daar van die eerste vers af lees. Jakobus skryf hier, my broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie,
Want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Alles hulle baie groot en alles die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, en 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ons nie vars water gee nie. Ons lees tot daar. Ek wil so 'n paar gedagtes hieruit met julle deel. Die eerste gedagte wat ek wil deel is, dat die tong het groot mag. En ons lees dit nou in hierdie gedeelte, soos die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. En dan vertel hy hoe die tong die hele mens besmet en self uit die hel aan die brand gesteek word. En dan in Spreuke 18, hierdie bekende versie wat sê die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Dit beteken, as jy lief is om met jou tong dood te saai, gaan jy dood oes. En as jy lief is om met jou tong lewe te saai, gaan dit ook vir jou lewe bring. Die tong het groot mag. So baie oorloë het begin op grond van dit wat leiers vir mekaar gesê het. So baie fetes in families is begin deur goed wat gesê is. So baie mense se harte en lewens het groot skade opgedoen deur dit wat vir hulle gesê is. Dit het dalk vir hulle 'n identiteitskrisis gebring, sodat hy eintlik lewe soos 'n mens wat nie eintlik weet wie hy in God se oë is nie. Genadiglik is die teenoorgestelde ook moontlik. Daarin net hierdie versie wys, Spreuke 12 vers 18 sê, praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. En dis nou 'n groot teenstelling, nê? Aan die een kant soos om iemand met 'n mes te steek met jou tong. En aan die ander kant om genesing te bring met wat jy sê met jou tong. En die vraag is, hoe gebruik ons daardie tong? Hoe gebruik ek my tong? Soos 'n mes of om genesing te bring? Om op te bou.
Baie keer as 'n mens met iemand te doen kry wat geneig is om sy tong soos 'n mes te gebruik, dan sal hy goed sê soos, ek praat net die waarheid, of hy sê, ek maak nie 'n moordkuil van my hart nie. Partykeer, dan sal hy sê, as sy dit nie kan vat nie, moet sy maar groot word. En dis goed hoe ons onsself probeer verontskuldig vir die manier hoe ons tong gebruik. En daar's 'n greintjie van die waarheid in, maar dit trek heeltemal skeef. En as ek agterkom, dis hoe ek met myself praat en myself tevrede stel wanneer ek skuldig voel, dan moet ek aandag gee, want iewerster is iets nou fout. Na die ander kant toe, kan ek dalk ook weer dink, dat dit beter is om maar stil te bly, en daar is tye wat dit beter is om stil te bly. Maar, ek kan vir myself, omdat ek altyd stil bly, wanneer daar konflik is en so, myself probeer tevrede stel en sê, ek hou nie eintlik van konflik nie. Of, stil bly is die veiligste. En dan vreet ek dit maar op. Maar dis ook nie heeltemal die regte pad nie. Want wat gebeur wanneer ek in spesifieke situasies stil bly waar ek eintlik moes gepraat het? Ek onthou toe ek 'n jong man was ek op 'n stadium, voordat ek 'n beroep gekry het, het ek busse gery. En daar was 'n oom wat saam met my busse bestuur het. Hy was op daai stadium al in die 60s en ek was 'n jong laitie van 28 of wat, 26, en hy kon die naam van die Here verskriklik misbruik. En elke keer as hy dit doen, dan weet ek hier in my hart, ek moet met hom praat, en dan dink ek, sjoe, maar hoe gaan ek nou met hierdie oom praat? Hy is al soveel ouer as ek, en dan sê ek, volgende keer as hy dit doen, dan sal ek praat, en so het dit aangegaan tot op 'n punt waar ek besef het, nou mag ek nie langer stil bly nie. 'n ander keer het ons weer bus gery, en ons het gaan kinders oplaai by 'n veldskool, en een van die busdrywers het bietjie gaan vashak by die kroeg. En 8:30 die aand, toe sit hy nog by die kroeg, en 4 uur moet ons met 'n bus vol kinders ry. En toe besef ek mag nie stil bly nie. En ek moes vir die skoolhoof van die skool gaan sê. En hulle moes 'n ander busbestuurder kry, want kinders se lewe is op die spel. Daar's tye wat ons moet praat. 'n volgende voorbeeld is, kom ons sê in 'n huwelik, is daar goed wat my ma doen wat my ongelukkig maak. Maar ek hou nie van konflik nie, en daarom bly ek maar stil en ek vreet maar op. Maar intussen bou hierdie negatiewe goed in my hart op. En dit het 'n naderhande effek. Die eerste effek is ek begin my van my maat afsny. Ek begin onttrek. En ek is nie meer emosioneel betrokke nie. Dan begin dit naderhand op 'n punt kom waar hier 'n woede in my hart, 'n bitterheid in my hart groei teenoor my maat. En dan eendag kom die laaste strooi. En dan ontplof ek en dan sê ek goed wat ek nooit moes gesê het nie. En die rede daarvoor is hierdie versie. Ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Dit wat God wil hê ons moet doen is ons moet praat, maar wanneer ons praat en al praat ons die waarheid, moet ons dit in liefde doen. Op 'n manier wat nie afbreek nie, maar wat in liefde die waarheid na vore bring. As my maat iets doen wat my seer maak, moet ek dit praat. Maar nie soos in 'n oorlog nie. Nie met die bedoeling om seer te maak nie, maar in liefde. So, ons sal in liefde by die waarheid bly. Hier in Efesiërs 4 vers 29 praat Paulus verder oor hierdie selfde saak. Hy sê, vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En ek wil net so 'n bietjie fokus op hierdie twee woordjies, goed en opbouend. Goed en opbouend. Nou in Titus lees ons
gaan oor praat wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie. En Paulus praat nou hier van gemeentelede. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. So hier's nou twee kante waarvan Paulus praat wat eintlik twee kante van dieselfde saak is. Hy sê moenie kwaad praat of rusie soek met wat jy sê nie. Dis die een kant. Aan die ander kant, wees inskikkelik en bedagsaam. En dit gaan oor hierdie groot beginsel van dit wat uit ons mond uitkom, weerspieël my hartsgesindheid. As my hartsgesindheid is om nie kwaad te praat of rusie te soek nie, maar om liefdevol te wees, dan gaan dit uitkom in wat ek sê. As ek inskikkelik is en bedagsaam in my hart, dan sal dit uitkom in wat ek sê. Maar as ek kwaadpraterig is, as ek 'n wrok in my hart het teen iemand, as ek kwade bedoelings het, dan kom dit uit in wat ek sê. So as ek agterkom, ek praat kwaad en ek soek rusie, dan het ek nodig om my hart te ondersoek. En dan gaan ek agterkom, die persoon oor wie ek kwaad praat, of met wie ek rusie soek, ek het kwade gedagtes in my hart, negatiewe gedagtes in my hart oor daai persoon. Daar is aanklagte in my hart teen hom of haar. Ek verkwalik daai persoon vir iets. En ek het 'n wrok dalk teen die persoon. En ek het nodig om hierdie goed te hanteer, want my mond begin oorloop van dit waarvan my hart vol is. En dis negatiewe goed. En dis goed wat God sê, nie uit my mond mag kom nie. Daarom het ek nodig om my hart te ondersoek en dit met die Here uit te maak. So as jy nou bietjie dink aan jou eie manier van praat, is jy geneig om meer jou tong te gebruik soos 'n mes of soos lewende water? Is jy geneig om moeilikheid te maak met dit wat jy sê? Of is jy geneig om vrede te bring met dit wat jy sê? Watter kant toe neig jou tong? Praat wat opbouend is, aangename woorde, sê Spreuke 16, is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. Wonderlik, aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. Ek het al by mense gekom wat verwond is deur goed wat ander mense oor hulle gesê het of vir hulle gesê het. En dan wanneer 'n ou eerlik uit jou hart uit iets mooi sê vir daai persoon wat waar is, dan is dit soos heuning. Dan is dit soos iets wat genesing bring. En ons het 'n keuse, hoe gaan ek my tong gebruik? As jy sien iemand word verwond in die, byvoorbeeld as jy in die skool is, en jy sien hoe 'n onderwyser iets sê vir 'n kind, en jy sien dit maak daai kind seer. Of jy's by die werk en die baas sê iets, wat jy sien iemand seer maak. Het jy 'n keuse wat jy gaan doen? Jy kan na die tyd na daai persoon toe gaan, en vir die Here vra om jou wysheid te gee, dat jy met jou woorde genesing sal bring vir daai persoon. Ek onthou 'n onderwyser in die hoërskool, 'n meneer Hansen. Hy het altyd hierdie ding gehad en gesê, elke kind in hierdie skool is die beste met iets. Hy sê, al kan jy net 'n bal die verste gooi, of al kan jy net die hoogste spring, of die hardste fluit, maar elkeen van julle in hierdie klas is die beste met iets wat jy kan doen. Wat 'n wonderlike opbouende gesindheid.
Ek het gehoor van 'n vrou wat teenoor haar man moes bely, sy het weer die kar wat verlede week reggemaak is gestamp. En toe sê hy vir haar, my vrou, weet jy wat, ten spyte van dit, is ek nog net so lief vir jou, en bly jy vir my die mooiste. En hy het met sy woorde heling gebring. En elkeen van ons het so 'n keuse, wanneer ons in 'n situasie beland. Dominee Johannes, baie goed met dit. Hy is so goed daarmee om wanneer ons die gemeente iets gedoen het, of een of ander van die aksies in die gemeente iets gedoen het, dan sal hy na die tyd so mooi daai mense dankie sê, en hulle laat voel hulle word gewaardeer, en dit wat hulle gedoen het, maak 'n verskil in die gemeente en in die koninkryk van God. Dis opbouend. En die Here wil hê, ons moet met ons woorde opbouend wees. As ek afsluit, wil ek so 'n bietjie net 'n oombliekie fokus op, hoe dink julle is dit wat Jesus met ons praat, wat God met ons praat? Hoe is die woorde wat van sy tong afkom? Kyk hoe mooi sê, ekskuus, nou gaan ek een te ver. Johannes 6 vers 67, toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Here, die woorde wat ons uit u mond uit hoor, bring lewe in ons hart. En my begeerte is, dat dit ook van my waar sal wees. Dat hoe ek met mense praat, en wat ek met mense praat, lewe sal bring. Nie wonde nie, nie seerplekke nie, nie dolksteke nie, maar genesing en lewe. Watter een kies jy? Want hierdie ding gaan oor 'n keuse wat ons in ons hart maak, oor hoe ek my tong wil gebruik. Wil ek hê my tong moet in diens wees van die duiwel, of in diens van die koning? En dis 'n keuse wat ons eenmalig maak as ek het hier die streep getrek. Maar dan moet ek daai keuse elke dag in elke nuwe situasie weer herhaal. En nou soos wat ons gelees het hier in Jakobus, niemand kon die tong nog tem nie. Geen mens op sy eie nie. Ek het God se hulp nodig om my tong onder beheer te hou. En die oomblik wat ek nie luister wat die Gees hier in my hart fluister nie, dan gebruik ek hom verkeerd. Dan rig ek skade aan. Het jy al gekies hoe jy jou tong wil gebruik? Ons tema die afgelope tyd was om Jesus te volg. Volg jy ook vir Jesus met jou tong? Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons 'n tong gegee het. Want dit stel ons in staat om met mekaar te kan praat, om dit wat in ons harte is met mekaar te kan deel, om met mekaar te kan gesels sodat ons dinge kan verstaan, om kennis oor te dra. Ag, en so baie voordele, Here, om met mekaar te kan praat. Maar Here, dis so waar wat Jakobus hier skryf, dat ons tonge word so maklik soos 'n verterende vuur of soos 'n dolk. Ons misbruik dit so maklik om mekaar seer te maak en te verwond. En seker omtrent elkeen van ons wat hier sit, het vanmôre ook 'n plek waarin ons dink, wat ek nodig het om vanmôre vir U te sê, Here, ekskuus. Dit wat ek daar gesê het, of die manier hoe ek het gesê het, was verkeerd. Vergewe my. En Here, ons wil so graag kies om vanmôre ons tonge ook in diens van U en U koninkryk te stel. Sodat dit lewe kan bring, genesing kan bring waar daar verwonding is. Help ons daarmee asseblief, Heilige Gees. Ons weet, ons kan nie self ons tonge onder beheer hou nie.
maar met u krag, Heilige Gees, kan ons tonge 'n instrument word wat God verheerlik, wat 'n seën is vir mense. Mag dit asseblief so wees in my lewe. Amen.